Ons het verlede keer gekyk na die grafiek van y is gelyk aan x kwadraat. Ek het dit nou genoem f van x is gelyk aan x kwadraat. Dit is die mees basiese parabool, omdat die koëffisiënt van x kwadraat 'n 1 is, en ons het niks by die x kwadraat getel nie. Nou sy grafiekie het ek klaar weer hier op die bord. Ons het hom in die vorige video geskets, so ek gaan hom nou nie weer verduidelik nie. Wat ek wel wil doen, is om te kyk na die definisieversameling en die waardeversameling van hierdie funksie f nou. Nou die definisieversameling is al my x-waarde. So as ek kyk na hierdie punt byvoorbeeld, dan sien ek sy x-koördinaat is hier naby -2. As ek kyk daar, dan kry ek weer sy x-waarde hier. En omdat die grafiek weier en weier gaan soos wat ek aangaan, gaan ek 'n punt op hierdie grafiek kry vir elke reële x. Daarom sal ek net sê x is 'n element van die reële getalle. My y-waarde is nou weer vir die waardeversameling. My grafiek is nêrens hier by die negatiewe y-waardes nie. My eerste punt op die grafiek, die een met die laagste of die kleinste moontlike y-waarde, is hier by die oorsprong waar y gelyk aan 0 is. En dan gaan ek op vir ewig boontoe, so my y-waardes gaan ook vir ewig boontoe. So ek kan sê y is ook 'n reële getal, maar y is groter of gelyk aan 0. En dit sou ek ook as 'n interval kon skryf om te sê y is 'n element van 0 tot by oneindig. Goed, dit was nou vir f van x, my doodgewone y is gelyk aan x kwadraat parabool. Nou wil ek teken y is gelyk aan 2x kwadraat. Kyk hier, daar's y, ek het die funksie g van x genoem, maar dit is maar nog steeds y is gelyk aan 2x kwadraat. So as ek x 0 maak, dan is 2 maal 0 nog steeds 0, en dit gee vir my dat die oorsprong nog steeds 'n punt op die grafiek is. As ek x 1 maak, dan is dit 2 maal 1 kwadraat, wat maar 2 is. As ek 3 maak, dan is dit 2 maal, dit was 1, kom ons maak hom eers 2. Ons het vir 1 uitgewerk, ons maak vir 2. 2 kwadraat gaan 4 wees, maal 2 is 8. So vir 2 gaan ek hier by 8 wees. En ek weet alle parabole is simmetries, maar kom ons werk dit maar gou uit. As ek x min 1 maak, dan kry ek 2 maal min 1 kwadraat. En onthou jy kwadreer eers die min 1, wat dan plus 1 is, want 'n min maal 'n min is 'n plus. En dan maal jy met die 2, en dan kry jy die waarde 2, en net so kry jy die waarde 8 wanneer x min 2 is. En dan kan jy nou maar net die punte verbind, jy verbind dit vryhand, want ons wil 'n ronding hê, myne gaan nou nie baie mooi deur daai punt nie. Kom ons probeer dit daar sy, dit lyk 'n bietjie beter, ek gaan maar hier net 'n bietjie uitvee, en kyk of ek hom kan beter maak. Ek wil mik hier na die punt 8 toe. Ja, dit lyk sommer baie beter, en dit is nou die grafiek van funksie g. Onthou die f en die g is basies name wat ons vir die funksies noem. So, wat as ek na die definisieversameling van g wil kyk? Die grafiek word nog steeds weier soos wat ek boontoe beweeg, so al die x-waardes gaan gedek word. En die waardeversameling begin die grafiek nog steeds by die oorsprong, en hy is bokant die x-as, so dit is weer eens y is 'n element van R, en y is groter of gelyk aan 0. Dan wil ek ook teken k van x.
is gelyk aan 'n halwe x². Kom ons maak hom hierdie slag blou. En ek gaan dit maar weer deur punt vir punt sketse doen. As x 0 is, dan is y gelyk aan 2 maal 0. Ekskuus, 'n half maal 0², wat maar nog steeds 0 is. As x 1 is, dan is dit 1² maal 'n half wat daar is, en ons weet dit gaan simmetries so lyk. As x 2 is, dan kry ek 4, en dan die helfte van 4 is 2. So ook by min 2 gaan die waarde 4 wees. As x 3 is, dan kry ek 9. Maal 'n half is 4, en 'n half is ongeveer hier. En min 3, 4 en 'n half is ongeveer daar. En dit gee vir my meer as genoeg punte om my grafiek te teken. Hieronder deur die oorsprong, 'n geronde grafiek. Jy kan dit nie met 'n liniaal teken nie. Dit is die grafiek van K. En ons kan sê dat die definisieversameling van K, definisieversameling is x-waardes, en x is 'n reële getal, en die waardeversameling van K is my y-waardes, en y gaan ook reële getalle wees, maar glad nie negatiewe y-waardes nie, want my hele grafiek lê bokant die x-as, so y is groter of gelyk aan 0. En al hierdie waardeversamelings kon jy ook as 'n interval gaan skryf. So wat ons nou hier sien, is dat as my waarde groter as 1 is, soos hierdie 2, dan gaan die grafiek steiler op wees, en met ander woorde, hy word 'n bietjie nouer as die oorspronklike parabool. En as die waarde kleiner as 1 is, soos my half, dan is die parabool 'n bietjie platter, hy gaan bietjie stadiger op, en daarom is hy 'n bietjie wyer. Goed, nou gaan ons dieselfde doen, maar hierdie slag met negatiewe x-waardes. Negatiewe x-waardes, nee man. Negatiewe waardes voor die x². Soos ons wil kyk na h van x is minus x². Ek gaan nou hierdie slag niks van f sê nie. Ek wou hom hier gehad het, sodat ons kan sien hoe verander die a, die getalletjie voor die x², die parabool y gelyk aan x². So, vir h van x gelyk aan x², het ons dus y is gelyk aan minus x². So, ons begin om maar deur te plot. As x 0 is, dan is hierdie 0² maal 'n minus, is maar nog steeds 0. As x 1 is, dan gaan y so lyk. Nou, ek weet daar's baie verwarring oor die minus vooraf, so ek wil hom net vir julle mooi verduidelik. X is nou plus 1, so in die x se plek het ek plus 1. Dis net die x wat kwadreer word, so dis net 1² wat nog steeds plus 1 is, maal met daai minus, gee dan vir my minus 1. As x gelyk is aan minus 1, so daardie minus is nou die minus wat deel is van my funksie, en dan in die plek van die x sit ek minus 1, en dan kwadreer ons altyd eerste, so 'n min 1 maal 'n min 1 is 'n plus 1, maal daardie min is 'n min 1. Goed, dan doen ons dieselfde vir ander x-waardes. As x 2 is, gaan ons kry minus 4. En x minus 2 gaan ook vir ons gee minus 4. Minus 3 is laag af, is minus 9. So ons gaan net met hierdie punte werk. Daar ongeveer so ietsie vir my grafiek, gerond daar deurom, en dit is die grafiek van h.
want daardie funksie het ons H genoem. Nou, hoe lyk die definisie en waardeversameling vir H? Wel, die definisieversameling vir enige parabool is X is 'n element van reële getalle, want soos ons onder toe gaan, ek bly verkeerde ding vat, soos ons onder toe gaan, word ons grafiek wyer, so ons gaan op die ou einde al die X-waardes kry. Kyk, ons gaan vir ewig aan hier en dieselfde in die negatiewe rigting. Maar my waardeversameling is hierdie slag vir my y-koördinate van al die punte op die grafiek is onder die X-as. So my waardeversameling gaan wees, y is 'n element van R, maar y is kleiner of gelyk aan 0. So hier sien jy nou dat ons waardeversameling verander het, omdat ons 'n negatiewe getal het. As jy mooi na hierdie twee grafieke kyk, sal jy ook sien dat hulle spiegelbeelde van mekaar is. As jy jou bord of jou papier hier op die X-as kon toevou, sal jy sien hoe hierdie twee helftes presies op mekaar pas. So dit is wat die minus voor die X-kwadraat gedoen het. Reg, en dan wil ek ook teken P van X is minus 'n half. So dit gaan wees y is gelyk aan minus 'n half van X kwadraat. Ons sien weer 'n minus. So ons moet al reeds weet, dit gaan weer so 'n omgedraaide parabool wees. En die half gaan maak dat hy bietjie platter is as my oorspronklike een. So kom ons werk maar uit. As X 0 is, dan is y ook 0, so die oorsprong is weer daar. As X 1 is, dan kry ek minus 'n half maal 1, en dit is minus 'n half, en net so vir die minus 1 gaan dit ook minus 'n half wees. As X 2 is, dan kry ek 4, wanneer ek dit kwadreer het, gedeel deur minus 'n half, gee vir my minus 2, en net so by X is gelyk aan min 2, en as X 3 is, kry ek 9, gedeel deur minus 'n half, is 4,5, minus 4,5, daar. Goed, en dit gee vir my genoeg punte, so dat ek die parabool kan teken. Hy's gerond deur die draaipunt, en hy bly gerond. So ja, dit is dan die grafiek van P. Sy definisieversameling is nog steeds X is enige reële getal, en sy waardeversameling kan ons sien dat my y-waardes is net onder die lyn. Daar's niks van die rooi of van die blou grafiek bokant die X-as nie. Alles is onder die X-as of op hom, daar by die oorsprong. So, y is 'n element van R, maar y is kleiner of gelyk aan 0. En dit kan ons ook skryf as van min oneindig af, want onthou, dit is, ons begin mos hier onder en ons loop op, die grootste waarde is 0, en die grootste waarde kom altyd aan die einde.